Dis vir my 'n ongelooflike voorreg om die Pinksterreeks saam met julle so 'n bietjie te reis. Nou toe ons beplanning gedoen het hier vroeg in die jaar, het ek my hand opgesteek, maar ek was nog nie seker wat ek gaan doen nie. En iewers in die jaar het ons saam as kollegaspan daaroor begin gesels. So wat ons vind in die week is 'n regtige produk van 'n gesamentlike werk. My kollegas het regtig baie gehelp om dit te laat gebeur. So dis 'n wonderlike voorreg om saam met julle hier te wees. Miskien een opmerking en dis nou natuurlik daai skuldgevoelens waarmee ons julle gaan dryf. As jy die reis saam met ons vat, gaan dit jou regtig die meeste baat as jy kan probeer inluister of probeer hier wees elke aand. Soos enige reis is dieselfde stilhou plek vir almal nie die lekkerste stilhou plek nie. En dit mag wees dat jy vanaand dalk nou hierso sê ek wil net nie weer hiernatoe kom nie. So byt vas tot die einde van die week. Ek glo Sondag sal ons daarom al by iets kom wat jy kan waardevol vind. Miskien net ietsie waar ons gaan. So ek sal sê waaroor ons praat, maar vanaand praat ons 'n bietjie oor die doolhof van my lewe. Môre kan nou nie sien daar nie, ek is 'n reis, probeer ons bietjie vertel, wat beteken dit om 'n reis te wees, ek is 'n labirint, en dan donderdag dalk 'n moeiliker enetjie, ek is 'n grondpad. Maar vanaand praat ons saam oor ek is 'n doolhof. 'n Doolhof is 'n interessante ding om in te wees, en ek dink ek het hom nou vraggies weggevat. Daai doolhof het ek nou sit en kyk. Ek hoop julle het dit ook gedoen. Werk 'n paadjie uit. Ons brein werk dadelik 'n pad uit, want 'n doolhof is 'n komplekse struktuur met kronkels en draaie en 'n klomp keuses wat jy moet maak en dan klomp doodloopstrate. En die van julle wat hou van doolhowe sal weet, is verwarrend, dis skrikwekkend en dit kan selfs dodelik wees. Ten spyte daarvan gee 'n doolhof vir ons 'n klomp potensiaal, 'n klomp moontlikhede, 'n klomp plekke waar ons kan uitkom en sê, my jene, ek het 'n skat ontdek, ek het 'n parel gevind, omdat ons die regte keuse gemaak het. Meeste van die tyd is daar 'n doolhof wat voor 'n doodloopstraat kom, en dan moet ons 'n keuse maak, gaan ek links, gaan ek regs, gaan ek terug, begin ek oor. En daarom sê die navorsing vir ons, as jy mense se harttempo wil opkry, sit hulle in 'n doolhof in. As jy mense wil laat vinnige keuses maak, help hulle om 'n doolhof, sit hulle in 'n doolhof, want dis opwindend en uitdagende reis om mee te gaan. So vanaand hoop ek dat daar iets sal plaasvind van 'n verhoogde bewussyn, miskien selfs 'n koneksie, 'n konsentrasie. So kom ek vertel in kort bietjie van my eie doolhof. Miskien my eie doolhof in die werk wat ons doen, sal ek wil sê die kerk is so 'n bietjie in 'n doolhof. Die kerk is gevul met mense wat nie saamstem nie, en kom ons hou dit maar eenvoudig. Kom ons probeer nie eens praat van verskillende denominasies nie, kom ons praat sommer net van die NG Kerk. Weekliks kry ons as dominee 'n e-pos van mense wat ons vertel en oortuig met redes en argumente hoekom die kerk afdwaal en hoekom ons moet probeer om die kerk weer op die pad terug te kry. So die kerk sê, e-pos my in die week, so 2 weke terug, die kerk is vas voor 'n doodloopstraat, in 'n doolhof. Vlei, die kerk se storie is uit. Skryf 'n afgetrede professor in hierdie week in die kerkbode. Vlei, die kerk se storie is uit. Nou, ek wil dit nie oorvereenvoudig nie, maar miskien die eenvoudigste manier om te verstaan hoekom die kerk in 'n doolhof is, en hoekom ons predikante dikwels met hierdie goed gekonfronteer word, is dit dalk 'n voorbeeld wat ons onlangs gesien het in die Namibiese Sinode. So wat sê die Namibiese Sinode? Hulle sê, die NG Kerk en by name die Algemene Sinode dwaal. Hulle glo nie reg nie. Hulle is nie reg nie. Ek lees, iemand skryf, hulle is te wyd. Die kerk is te inklusief. Die kerk is te divers. Ons stem nie saam nie en daarom, jammer, ons stap nie meer saam met julle nie. Julle is op die regte pad nie. Julle het nie die waarheid nie. En weet jy wat doen as ek besef, jy het nie die waarheid nie, of net, jy het nie my waarheid nie, ek sê, jou pad gaan daai kant toe en my pad gaan daai kant toe. En miskien nog 'n makliker voorbeeld, met die verkiesing van die paus, ek weet nie, is dit nou al weke of maande terug, is die hele wêreld hou die televisie dop, en kan nie wag vir hierdie mooi simbole, wat tradisieryk is van wit rook en swart rook nie, en die hele wêreld hou hulle asem op. Die kerk en die wêreld sê, wat gaan hier aan? Want is die Katolieke Kerk nie eintlik ons almal se geestelike moeder nie? Kom elke kerk in die wêreld nie eintlik op 'n manier van die Katolieke Kerk af nie? Maar nee, skryf 'n jong NG predikant, hy is baie meer ontstel deur die aasvoëls in die wildtuin. Dis nuus wat hy wil lees. Hy wil niks weet van 'n paus wat gekies word nie.
Want sê hy, as ons te veel aandag aan die paus gee, is die kerk besig om te dwaal. Daar's talle voorbeelde hiervan. En as jy van hierdie tipe goed hou, gaan lees die kerkbode se briewe kolom. Jy sal op goed afkom van mense wat mekaar hanteer met 'n beter weterige stemtoon. Die kerk is tans in 'n komplekse struktuur met kinkels en draaie en keuses en doodloopstrate. En ek weet nie of dit goeie nuus vir jou sal wees nie, maar die Ooskerk, ons is nogal nie geneig om ons te veel uit te laat oor hierdie tipe debatte nie. Maar wat belangrik is om te verstaan dat ons definitief kies vir 'n sekere vertrekpunt en daai vertrekpunt is waarskynlik nie tradisioneel nie. Nou is ek op gevaarlike plek want as ons praat oor tradisioneel in teologiese terme moet ons dit so bietjie verduidelik, ons bietjie meer woorde gebruik. So kom ons probeer sê, die Ooskerk kies vir 'n vertrekpunt wat nie tradisioneel is nie, wat definitief nie altyd behoudend is nie, wat definitief nie altyd konservatief is nie. Nou ons gaan probeer om dit vanaand te probeer so 'n bietjie meer daaroor te sê. Verskeie teoloë probeer die spektrum in die teologiese wêreld en kom ons probeer nou maar oor uiterstes praat, as ons konservatiewe of fundamentalisme aan die ander kant totale liberalisme van mense wat uiteindelik geen vastigheid het nie. So die wêreld wat ons in werk, wat hierdie doolhof in ons lewens veroorsaak, word ons altyd op hierdie spektrum iewers gesit. En dis 'n triekie ding, nê? Nee. En teoloë probeer die hele tyd verduidelik wat dit is. Ek hou nog altyd van Julian Miller se boek om te mag twyfel en dan probeer hy 'n bietjie die teïsme op 'n konsep sit. En hy sit hierdie goed op skale. Die meeste bekende teoloë het gedoen. Brian McLaren, Simplicity na Harmony. Richard Rohr, First Half of Life na die Second Half of Life. Søren Kierkegaard, James Fowler. 'n Tradisionele verstaan teenoor 'n progressiewe verstaan. Kom ek probeer een voorbeeld noem. Julian skryf in sy boek, geloofsekerhede, 'n baie meer tradisionele manier. Geloofsekerhede word beklemtoon, dis iets wat deur 'n persoonlike geloofsbeslissing bereik word. Julle onthou, almal van ons kom uit daai era uit, jy moet jou hart vir die Here gee. Louis sê vandag vir my daar, toe hy sit op die stoep, sê hy is baie gelukkig want hy kan 'n dag en 'n datum gee. So niemand kan met hom stry nie. Geloofsekerheid word beklemtoon, jy moet 'n persoonlike oorgawe maak. Teenoor twyfel word omhels as deel van 'n reis. 'n Daaglikse ontdekking, maar ook 'n worsteling met God. Dink bietjie aan daai pragtige boek van Brian McLaren, Faith After Doubt. Wat sê, dit's okay as ons nou en dan nie seker is nie. Want dit is in die sekerheid wat ons op 'n reis gaan en op 'n pad gaan. Nog 'n makliker voorbeeld, ek was bietjie ook in die moeilikheid nou die dag, toe ek na God verwys het as die moeder hen. En 'n persoon het my e-pos gestuur en sê, ek moet asseblief verduidelik, waar in die Bybel kom dit voor. En gelukkig het ek 'n teksvers gehad. Maar tradisioneel moet ons praat van God as die man, wat sterk is en beslissend is. Want dis hoe die Bybel hom in 'n patriargale boek openbaar. En dis waar. God openbaar hom so, want dit was die wêreld waarin God hom so openbaar het. Maar as ons bietjie op 'n progressiewe manier dink, dan sê ons, maar dis mos moontlik dat God ook die moeder kan wees. Miskien moet ons juis God nie probeer vasvang in geslagtelikheid nie. Jy sien, is hierdie goed wat die pad saam met God dikwels moeilik maak. En ons soeke na die pad, na die weg saam met Jesus, beland ons dus dikwels in hierdie doolhowe wat 'n doodloopstraat vir ons gee. En wat doen mense graag? Hulle sit ons in bokse, in hokke. Hulle sê, jy het voor die doodloopstraat kom, jy het links gekies, en ek is regs. Ek weet nie wat die goed is in jou lewe wat jou in daai bokse sit nie, wat jou in daai doodloopstrate laat beland nie. Dikwels as mense voor ons sit, as hulle geliefdes verloor, dan sê hulle vir ons, ek is verlore. In ons werk, dit waarmee ons elke dag besig is, beleef ons hierdie ding. Hierdie druk om te sê, waar is ons? Watter kant toe is jy? En durf waag jy verkeerde keuse maak, dan kom jy op 'n lys. Nog 'n bietjie ligter daarom in ons huis. My kinders is besig met eksamen, ons is voor 'n doodloopstraat met daai man van my. Dan gebruik ons maklik die woord verlore.
Die kerk hou van woord verlore, nê. Ons moet wegbly van verlore. Ons sê jy's verlore in jou sonde, jy's verlore in die duiwel, of jy is verlore in twyfel. En dan die kerk se werk is om dit vir jou uit te sorteer. Ons moet jou sekerheid gee. Ons moet jou uit die doolhof kry en dan begin ons soek. Ek wil vir ons 'n stukkie saam lees uit Johannes 1. Ons gaan die week meer na Johannes 13 en 14 luister, maar ek het gedink dit is goed as ons praat oor Jesus wat sê ek is met julle op 'n reis, om te sien hoe Johannes vir ons Jesus voorstel heel aan die begin van die evangelie. Johannes 1 vers 35. Die volgende dag het Johannes en die 2 van sy disippels weer daar gestaan. Hy praat van Johannes die Doper. Toe Jesus verbyloop, het hy stip na Jesus gekyk en gesê, kyk, die lam van God. Die 2 disippels het hom dit hoor sê, en hulle het Jesus gevolg, hulle het agter hom aangeloop. Toe Jesus agterkom dat hy agter hulle aanloop, omdraai, en hulle sien hom volg, vra hy vir hulle, wat wil julle hê? Jesus het geantwoord, en het hom geantwoord, Rabbi, wat as dit vertaal word, beteken meester, waar bly u? Hy sê toe vir hulle, kom kyk. Kom kyk. Hulle het gegaan en gesien waar hy tuis gaan, en hulle het die dag by hom gebly. En dit was die 10de uur. Johannes vertel vir ons, Johannes die Doper is besig om te vertel van iemand wat na hom gaan kom, en dis die een wat hulle moet volg, nie vir hom nie, maar in die proses, die mense is ook maar baie keer 'n simpel ding, loop hulle al agter Johannes aan. En gelukkig, soos hulle agter Johannes aanloop, kom Jesus verby en skree Johannes uit, "Daar is die lam van God." En in daai woorde kry ons 'n wenk van wat Johannes vir ons wil sê, waaroor Jesus gaan. Johannes sê, hierdie man se lewe gaan oor 'n pad, oor 'n reis, en as julle dit wil verstaan, moet julle agter hom aanloop. Hierdie man se lewe gaan oor 'n journey. En dis die pad, kyk hierdie pad, dis die pad wat julle moet loop. Daar's 'n groot reis, en die reis is fisiese reis, en die Bybel vertel vir ons daarvan ook. Dis die reis na Galilea en Samaria, en die reis na Jerusalem. Maar die dieper reis, die metaforiese reis, dis die reis waar dit gaan. En Johannes sê vir ons, dis die reis van die Vader na ons, en ons gaan Woensdag bietjie daaroor praat. Maar die pragtige woorde, die eerste woorde van Johannes. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Die reis wat Jesus aangepak het, is die reis van die Vader na ons, om ons te wys. Wat is die pad uit die labirint? Wat is die pad uit die doolhof van ons lewens uit? Asof Johannes wil sê, alles wat julle gedink het, en alles wat julle verstaan het tot op hierdie oomblik, dink 'n bietjie weer. Die lewe van Jesus, volgens Johannes, was van die begin af 'n reis. 'n Teoloog skryf daaroor en sê hy, the gospel presupposes that life is a journey. Dit gee vir ons die veronderstelling dat die hele lewe is 'n reis. Klomp mense loop agter Jesus aan, veral 2 ouens. Die 2 ouens kan nie help nie, hulle volg vir Jesus, maar hulle is nog nie seker hoekom nie. Hulle het hulle eie doolhof, hulle het hulle eie issues, hulle het ook kinders wat eksamens skryf, hulle het ook geliefdes verloor. Hulle is ook in 'n teologiese doolhof, miskien dualisme. Hulle pak 'n reis agter Jesus aan. Jesus sien dit raak. Draai om en sê, wat wil julle hê? Wat wil julle hê? Die ou vertaling, wat soek jy? Wat soek jy? Johannes sê Jesus se eerste woorde op hierdie reis, op hierdie pad. Wat soek jy? Hy loop saam met ons die doolhof in, en by die doodloopstraat draai hy om en vra, wat soek jy? Bultmann sê, dis die eerste vraag wat ons behoort te vra, as ons 'n reis saam met Jesus aanpak. As jy 'n reis wil aanpak, moet jy duidelikheid kry hieroor, wat is dit wat jy soek? Die belangrikste vraag in die doodloopstraat, wat soek jy? Wat wil jy hê? Die Duitse teoloog Koester sê, to relate to Jesus is to go with him.
The call to faith, en dit is 'n belangrike woord, nie to believe nie, the call to faith is to call away to life. Throughout the gospel, this path is shaped by the encounter with Jesus. People are not given a set of teachings that can easily be separated from the teacher. Môre aand praat ons weer daaroor. Dit is in Jesus wat die pad is. Die pad is Jesus. Dis nie teologiese argumente en oortuigings en verstaan en begrippe nie. Jare terug was ek bevoorreg, die gemeente stuur my Tesay toe, net toe ek hier aangekom het, miskien omdat hulle geweet het, ek weet van kontemplatiewe spiritualiteit te min. Ek het ruk daar aangekom en dit was uitmergelend. Baie moeilik vir 'n ouetjie wat uit die Vrystaat uitkom. By die eerste sessie maak die broer die teks van Johannes 1 oop. En hy lees die vraag en hy, asof hy my in die oë kyk en sê, wat soek jy? En dit tref my diep, en ek is nie seker wat om te antwoord nie, en gelukkig laat hy my gaan. Net 'n rukkie later vertel hy die storie, en ek het die storie al hier vertel, maar ek deel dit graag weer. Hy sê in 'n sekere dorp was daar 'n plot, en op die plot was daar 'n hond. En die hond het in die veld geloop, en 'n hasie het skielik opgespring, en soos enige hond sal doen, toe die hasie opspring, hardloop die hond agter die hasie aan. Die hasie het koers gekies in die rigting van die dorp, verby nog 'n plot geloop, en die honde van die naburige plot het die hasie gesien, en ook agter die hasie begin aanhardloop. Uiteindelik was daar 'n paar hasies, wat agter die hasie, 'n paar honde wat agter die hasie aanhardloop. Die hasie het verby die dorp gekom, en in die dorp het nog honde die hasie gesien, en so is 'n trop honde uiteindelik agter die haas aan. In die middel van die dorp het 'n klomp honde die ander honde hoor blaf, glad nie die hasie gesien nie, en agter die trop honde aangehardloop. Uiteindelik is die hasie by die dorp uit, die honde het dit nie gevang nie, maar net 'n paar honde het aangehou, hardloop agter die hasie aan. Die broer by Tesay het vir 'n oomblik stil geword, en gesê, weet julle wat? Net die honde wat regtig die hasie gesien het, hou aan met hardloop. Net die honde wat die hasie gesien het, hou aan met hardloop. Die wat nie die hasie gesien het nie, wat agter die ander honde aangehardloop, hulle gaan opgee. Hulle raak moeg. Hy het weer stil geword en gedraai en gesê, watter hasie jag jy? Wat soek jy? Wat wil jy? Wat maak jy in hierdie doolhof? Het jy daai hasie wat jy jag gesien? Toe jy voor daai doodloopstraat in die doolhof kom en jy kies vir links, agter wie het jy aangeloop? Wat soek jy? Wat wil jy? As Jesus vanaand omdraai en dit vir jou vra, dan is dit 'n dieper vraag. Ons wil vanaand begin deur onsself te vra, as ek miskien in die doolhof, en die doolhof is nie sleg nie. 'n Doolhof is dalk 'n plek waar jy 'n dieper ontmoeting met God sal kry. 'n Doolhof is waar jy waarskynlik 'n keuse moet maak. Wat is dit wat ek wil hê? As ek en jy in hierdie week saamgesels, dan is my hoop dat ons eerder sal belangstel in ons twyfel, in ons onsekerheid. Ek hoop 'n reis saam met Jesus wil ons kyk na wat beteken dit om risiko te neem. Wat beteken dit om onseker te wees in plaas van om seker te wees? Ek wil graag weet, wat soek jy? Wat ons hierdie week gaan doen is om op 'n reis te gaan, op 'n pad te gaan. Ons stel nie so baie belang in die bestemming nie, ons stel meer belang in die reis. Ons stel nie belang in 'n GPS of in 'n kaart nie, ons stel belang in die pad, die weg. En wanneer dit ons intensie is daar meer boeke wat vir ons meer simboliek en metafore gee en diepte gee as wat ons in Johannes vind. Johannes gebruik 7 keer die ek is uitsprake, en elke keer probeer hy iets meer van die pad verduidelik. Ons gaan die week besig wees met Johannes 4:14 vers 6. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. As alles gesê en gedaan is, glo ek steeds saam met Beasley en Murray dat Jesus, skryf hy, is die meeting point of heaven's fullness and earth's need. Even in the midst of the bustle and noise
of our modern world. In die middel van die doolhof, van die doodloopstraat, die kinkels, die kronkels, die keuses wat ons elke dag moet maak. Miskien is die kerk tog in 'n doolhof, miskien is ek en jy in 'n doolhof, maar ek vermoed dis presies waar Jesus vanaand omdraai en vir jou vra, wat soek jy? Wat wil jy hê? Ek wil jou kans gee om vir 'n oomblik stil te word en daarna sal ek vir ons voortgaan in gebed. Here Jesus, dankie dat U met elkeen van ons op 'n baie spesifieke pad is en ons hoop om hierdie week iets daarvan aan ons binnekant te ontdek, maar ook aan ons buitekant. Vanaand wil ons erken en bely, Here, dat ons almal doodloopstrate ken en doolhowe ken. Aan die een kant is dit 'n lekker speletjie, is 'n lekker avontuur tot ons onsself vasloop. En dikwels, Here, maak ons 'n keuse en dan word ons in 'n boks geplaas as gevolg van daai keuse wat ons maak. En dikwels maak ons verkeerde keuses om weer by die volgende doodloopstraat om te draai, terug te kom. Here, dankie dat niks van daai goed so van belang is, soos dat U uiteindelik omdraai en vir ons vra, wat is dit wat jy soek? Wat maak jy hier? Watter hasie jaag jy? En daai hasie het jy hom gesien. Dankie dat ons U pad kan sien. Die weg waarin U vir ons wink, nie op ons skree nie, die weg waarin U vir ons wink kan volg. U is die weg, die waarheid en die lewe. En hierdie week wil ons dit ontdek. In ons persoonlike lewe, maar ook wat dit vir ons as 'n kollektief beteken. Dankie dat ons die voorreg het, Here, om in die middel van die week vir 'n tyd lank te kom stil word hier en besig te wees met die goed wat ons lewens ryk maak, vol maak, wat ons lewenskwaliteit en sin wil gee. Amen.